Maar elke keer het u my iewers kom haal. Maak dit Here die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte. Elke kamer net gehuur. Elke aardse droom van rykdom en roem is bloot net 'n skadu teen die muur. Want wat ek is net genade. Wat ek het, is net geleen. En eintlik smag ek na u waters van rus. Lei my hier vanaand daarheen. Wat ek is net genade. En wat ek het, is net geleen. Eintlik smag ek na u waters van rus. Lei my hier vanaand daarheen. Lei my hier vanaand daarheen. Genade onbeskryflik groot het u aan my bewys. Verlore seun, wegloopkind, weer in die Vaderhuis. Ek is die naam van kind, nie werd wou self my sake reël. My liewe kanse tyd en geld is nutteloos verspeel. Maar u sien ver, oneindig ver. U sien my hongerdors.
Mag ek nou praat? Dankie Cornel. Broers en susters, goeiemôre. Kom ons sing 'n paar lekker liedjies saam. Ons begin met lied 157. Here Jesus, ons is saam. Ek het reg op u roepstem hier vergader, vers 1 en 2, terwyl ons so bly sit van lied 157. Kom ons sing lied 159 ook saam. God is hier teenwoordig. Laat ons bidend nader, al 3 verse. Kom ons sing dan ook saam, wat 'n vriend het ons in Jesus.
Kom ons sluit dan af met lied 163, soos 'n wildsbok wat smag na water, so smag my siel na U, o Heer. Daar's hy. Goeiemôre broers en susters. Baie welkom by die erediens vanmôre vir julle wat bietjie later ook ingekom het. En 'n baie voorspoedige nuwe jaar aan elkeen van julle. Ek dink meeste van ons is dankbaar oor die jaar wat verby is, dat ons nuut kan begin. Nou sien ek net nou stuur iemand op die familiegroepie so 'n videoetjie van 'n demolition ou wat 'n muur besig is om af te breek en dan stoot hy die een muur waar pas staan 2021, hy stoot hom om. En die oomblik as daai muur omval, dan kom die muur van agter wat 2022 is en dan val hy die ou plat. So ek hoop regtig 2022 gaan vir elkeen van ons 'n mooier jaar wees, 'n beter jaar, 'n goeie jaar en dat julle die Here se teenwoordigheid ook in hierdie jaar beleef. Waarskynlik het julle dalk so 'n nuwejaarsvoorneme of 2 gemaak, iets wat julle beplan om te doen, iets waarna julle uitsien vir hierdie jaar. Maar mag een van dit darm wees, dit wat ons nou gesing het ook, dat ons soos 'n wildsbok smag na water, dat ons so smag na die Here se teenwoordigheid in ons lewens en dat dit die verskil wees. Maak nie saak wat vir ons voorlê nie, maar dat ons weet dat die Here ook daar teenwoordig gaan wees. Baie voorspoedige nuwe jaar vir elkeen van julle, vir julle wat ingeskakel is by die huis en op Facebook. Baie seën vir julle ook vir die jaar wat voorlê. Broers en susters, kinders, julle sou op die skerm kon gesien het so 1 of 2 van die dinge wat belangrik is hierdie week wat voorlê. Obviously gebeur daar nou nog nie baie nie, want die skole is nog toe en ons is nog so stadig maar seker besig om aan die gang te kom. Maar ons is baie opgewonde om hierdie jaar saam met julle aan te pak. En ek en Daggy het aan 'n klomp dinge gedink en goed waarop ons wil fokus hierdie jaar. Onder andere is die gesin vir ons verskriklik belangrik en daarom gaan ons hierdie jaar op julle as gesinne ook fokus. En ons weet 'n gesin is in baie verskillende forme, maar ons gaan daarop fokus hierdie jaar met verskeie geleenthede. So ons sien uit na hierdie jaar wat voorlê ook. Sommige daai selfde asem wil ons vir Werner en Marie-Louise Pieterse baie geluk sê met hulle kleintjie wat gebore is, hulle baba dogtertjie. Vir oupa en ouma ook wat hier is, baie seën vir julle ook en baie geluk vir hulle, mag sy vir hulle ook net vreugde en vrede verskaf. Ons vra dat julle saam met ons sal bid vir die persone wie se name afgedruk is. Julle sou dit ook op die skerm kon gesien het of op die WhatsApp afkondigings wat ons uitgestuur het. Bid asseblief saam met hulle. Iemand sê nou vir my hier buite van oom Sarel en Koba Hatting wat ook aansterk by die huis met COVID. Daar is waarskynlik baie van julle mense ook en dalk van julle self wat COVID gehad het of wat siek is of was. Ek hoop nie as julle siek is julle hier nie, maar wat siek is waarvan ons nie eens weet nie. Maar weet dat ons vir julle bid en ons dink ook aan hierdie 2 mense in hierdie tyd. Dan sê ons geluk vir almal wat hierdie week verjaar. Vandag verjaar Antoinette de Villiers, Liesel van Rensburg en Marna van Graan. Ek dink nie hulle is hierso nie. En dan Dinsdag verjaar oom Piet Tron, hy word 80 jaar oud. Woensdag oom Freek Groblaar, hy word 81 en Saterdag verjaar tannie Eiwit Koning, sy word 89. So ons sê vir hulle almal geluk wat ouer as 80 is, maar ook van die res van die mense wat hierdie week verjaar. Ek dink dit is al wat ek nou wou gesê het. Dalk net vir die kerkraadslede, as julle nog nie die almanakke gekry het nie, dit is daar agter in die poshokkies. Julle kan dit daar kry en gaan uitdeel aan die mense vir julle as gemeentelede. Ek hoop dat die kerkraadslede binnekort ook julle almanakke vir julle sal bring.
dan kan julle ook daarop sien alles wat belangrik is hierdie jaar wat gaan gebeur. Ek noem dit sommer nou ook, ons sal later dalk 'n boodskap ook uitstuur. Ons kort nog so 1 of 2 kategete hierdie jaar, as jou passie daarby is om vir die kinders te leer en in hulle lewens betrokke te wees, dan kan jy net vir my kontak. Ons kort nog so 2 kategete dink ek vir hierdie jaar wat voor lê asseblief. Goed, kom ons begin hierdie erediens in die naam van die Here. Ek gaan dit begin deur vir ons 'n gedeelte saam te lees uit Openbaring 21. Kom ons word stil. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God af uit die hemel sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie, ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. Amen. Liewe kinders, ouers, oupas, oumas, mag julle vanmôre die Here se onverdiende goedheid beleef en sy vrede. Kom ons staan op en dan sing ons lied 464 saam. Ons sing vers 1 en vers 4. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, dan moet ons juig oor ons redder en ons God. Kom ons staan terwyl ons vers 1 en 4 sing van lied 464.
Ons lees elke Sondag die wet voor en die rede daagter is dat ons eie lewens weer meet aan die riglyne wat die Here vir ons gee, sodat ons weet of ons op die regte pad is, of ons besig is om sy naam te eer deur ons lewe. Maar ek het 'n vermoede dat julle die wet baie goed ken. Julle ken die wet waarskynlik uit julle kop uit, julle weet presies wat is die eerste gebod, die tweede gebod, derde gebod en so aan. So ek het gedink om hierdie jaar dalk eerder as wat ons op die wet fokus op die waardes wat agter die 10 gebooie is. Nou julle sal weet dat Jesus ons kom leer het dat die groot waarde wat agter die 10 gebooie lê is liefde. Ons het respek vir God omdat ons vir hom liefhet. Die manier waarop ons lewe gaan oor liefde teenoor God en liefde teenoor ons medemens. So ek het gedink om in die tyd wat voorlê dalk bietjie meer te fokus op waardes. En waardes is die beginsels wat maak dat jy op 'n sekere manier optree. 'n Waarde is nie die reël wat jy toepas nie. 'n Waarde is maak dat jy die reël wil toepas. Soos wat ek gesê het met liefde. Liefde maak dat ek 'n ander persoon se besittings respekteer ensovoorts. Dat ek 'n huwelik respekteer. So die waarde waarop ek vandag wil fokus is respek. Waardes motiveer ons juis omdat ons glo om op 'n sekere manier op te tree. Waardes help ons om ons gedagtes en ons manier van lewe op 'n ander ingesteldheid, met 'n ander ingesteldheid te doen. En daarom wil ek vir jou vandag afvra of jy met respek lewe teenoor jou medemens. Want respek beteken dat ek besef die wêreld draai nie net om myself nie, maar dit gaan oor God en dit gaan oor my medemens. Respek definieer die manier waarop ons voor en teenoor ander mense optree. Wat ons doen, hoe ons hulle behandel, of dit beïnvloed dit dat ons vir ander mense met die regte manier teenoor hulle optree. Uit die 10 gebooie kan ons aflei dat respek baie belangrik is. Respek maak dat ons gesag belangrik ag. Dat ons mense in gesagsposisies respekteer. Dit begin natuurlik met respek vir jou ouers. Vir julle wat kinders hier is. Ons moet ons ouers respekteer. Hulle is die gesag wat oor ons aangestel is. Maar ook ander gesag wat oor ons aangestel is, moet ons respekteer. Ons moet ons mense se lewens respekteer. Nie net my eie nie, maar ook die mense wat rondom my is. En nou weet ons, Jesus het ons gesê, as ons ander mense se lewens respekteer, dan gaan dit oor baie meer as om hulle net dood te maak, of nie dood te maak nie. Dit gaan daaroor dat ons in die manier waarop ons teenoor hulle optree, hulle lewens respekteer. In die taal wat ons praat, aan ons houdings teenoor mense, moet ons lewens respekteer. Ons moet die huwelik respekteer. Nie net ons eie huwelik nie, maar ook ander persone se. Ook in die manier waarop ons teenoor ander mense en hulle verhoudings optree. Ons moet mense se besittings respekteer. Ook jou eie besittings. Hoe maak jy met dit wat die Here aan jou gegee het? Pas jy dit op? Is dit vir jou belangrik? Ons leer in die 10 gebooie dat ons ook die waarheid moet respekteer. Dit is vir God belangrik dat ons die waarheid moet praat. Veral ons as gelowiges. Om met respek te lewe verander gesinne. Dit verander werksplekke. Dit verander ons omgewing. So ek wil vir jou vra vanmôre, lewe jy met respek teenoor die mense rondom jou? Kan mense dit in jou lewe sien, dat jy hulle respekteer? Dat jy die lewe respekteer? Bid dan saam met my. Here, help my om ander mense met respek te behandel, ongeag hulle geld of hulle status of wie hulle is. Help vir my om gesag te respekteer. Help my om die huwelik as 'n instelling te respekteer. Help my om mense se lewens te respekteer. Help my om mense se besittings te respekteer. Help my om die waarheid te respekteer. Amen. Ek wil vra dat as jy saam met my glo in God, drie enig, dat ons sal opstaan en dan bely ons geloof hardop
Soos wat die Bybel ons leer wie en hoe God is, soos wat die apostoliese geloofsbelijdenis dit ook vir ons weergee. Kom ons staan op, en ons bely ons geloof hardop, daarna kan jy weer die sitplek inneem. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom maar weer sit. Ek gaan vanmôre vir ons saam lees uit Psalm 85. As jy 'n Bybel hierso het, kan jy hom oopmaak. Psalm 85, die opskrif daar sê, U was goed vir U land. Dis ook maar 'n lied, soos wat baie van die psalms 'n lied is. Maar ek gaan dit nie vir julle sing nie, ek lees dit maar eerder. Terwyl ons die Bybel oop het, kom ons doen 'n gebed saam. Here, ons glo in U as ons Vader. Dit beteken U is persoonlik in ons lewens betrokke, ons is soos die kinders. En as ons lief is vir ons kinders, soveel te meer is U lief vir elkeen van ons. Soos wat ons eie kinders wil beskerm en vir hulle wil gee wat die beste is in die lewe, so weet ons, Here, wat wil U vir ons ook beskerm en vir ons gee wat die beste is. En daarom lei U ons in ons lewens, Here, daarom beskerm U ons, daarom druk U ons soms in 'n rigting en ons eer U daarvoor. Maar U is ook ons redder. U red ons nie net van die ewige dood nie, U red ons ook in baie situasies. U red ons uit moeilike omstandighede uit, U red ons van verkeerde gedagtes, U red ons van dit wat so swaar druk op ons lewens. Maar U Gees is ook saam met ons. U Gees is elke dag in ons lewens betrokke, U Gees lei ons gedagtes, verander ons gedagtes, gee vir ons nuwe denke. U Gees verander ons hart, dat ons die lewe op 'n nuwe manier kan sien, dat ons op 'n ander manier oor die lewe kan dink. Here, ons glo in U. Dankie dat ons U kinders mag wees, dankie U dat ons geredde kinders mag wees, dankie U dat ons weet U is elke oomblik by ons. Ons weet, Here, dat U by die huis is, daar waar ons rondbeweeg, of as ons op vakansie is, of waar ons alleen is, waar ons in die natuur sit, waar ons op 'n trekker is, waar ons met mense te doen het. U is elke oomblik in ons lewens betrokke. Maar op 'n baie spesiale manier is U ook hier in die kerkgebou. Die plek waar ons as mense U kom aanbid. Dankie, Here, dat ons U teenwoordigheid vandag kan beleef as ons saam bid en as ons sing en as ons stil word en as ons die Bybel lees. In die Bybel, Here, leer ons van wie U is, as Vader, as Redder, as Gees. Daarom lees ons die Bybel, want dit is die manier waarop U vir ons gegee het om U te leer ken. En ons bid en ons vra vanmôre ook, dat as ons hierdie Bybel lees wat U vir ons gegee het, dat U daardeur met ons sal praat. Here, ons wil U graag beleef, ons wil graag hê ons harte moet nuut word, ons wil graag hê, Here, dat ons gedagtes moet nuut word. Ons wil U graag beter leer ken. Daarom lees ons die Bybel met verwagting, en omdat ons weet, Here, dat U daardeur met ons wil praat. Ons vra dit, Here, in Jesus se naam. Amen. Goed, Psalm 85 vir die koorleier, 'n Psalm, U was goed vir U land, Here. U het aan die nageslag van Jakob 'n nuwe toekoms gegee.
U het u volk sy sonde nie toegereken nie, om al sy skuld kwytgeskel. U het u woede laat bedaar, u gloeiende toorn laat afkoel. Ontferm u weer oor ons, o God, ons verlosser. Moet tog nie langer op ons toornig wees nie, sal u dan altyd vir ons kwaad bly? Sal u dan u toorn van geslag tot geslag laat voortduur? Ekskuus, die Bybel gebruik maar vreemde woorde. Die toorn beteken maar net die woede van God, dat hy kwaad is, en hierdie digter vra, gaan die Here nog altyd kwaad wees vir ons? Wil u nie weer die lewe vir ons nuut maak, sodat u volk hulle vreugde in u kan vind nie? Laat ons u troue liefde belewe, skenk ons u reddende hulp, Here. Ek wil luister na wat God, die Here, sê, want sy woord bring vrede vir sy volk. Vir die wat hom getrou dien, hulle moet net nie weer afdwaal nie. Waarlik, uitkoms is naby vir die wat hom dien. Hy sal sy reddende mag in ons land openbaar. Liefde en trou sal mekaar ontmoet, geregtigheid en vrede sal mekaar omhels. Trou sal uit die aarde uit opspruit, geregtigheid sal uit die hemel uit afkom. Die Here sal voorspoed skenk en ons land sal sy oes gee. Die geregtigheid sal hom vooruitgaan en 'n pad maak vir sy koms. Ek gaan vir ons net tot sover lees en ek gaan so 'n bietjie fokus op vers 7 wat hy bid, wil u nie weer die lewe vir ons nuut maak, sodat u volk hulle vreugde in u kan vind nie. Liewe gemeente, dis 2022, 'n nuwe jaar, nuwe dinge wat vir ons voorlê. En ek dink so in ons agterkop, wonder ons ook maar baie keer by onsself, is dit 'n nuwe jaar, nuwe dinge? Of gaan dit maar weer dieselfde wees as 'n jaar of 2 wat verby is? Ek weet nie of julle daai prentjie, daai meme al gesien het, waar die mense sê, as jy agterkom dat 2022 word uitgespreek as 2022. Mag ons nie weer so 2 jaar beleef soos wat ons die afgelope 2 jaar beleef het nie. Want ek dink vir baie mense was dit verskriklik moeilik. Die afgelope 2 jaar het sy tol op baie mense geëis op baie maniere, nê. Ons is op baie maniere geraak. Baie van julle was siek. Baie siek gewees. Baie van julle het dalk iemand verloor. 'n moeilike jaar wat agter die rug is. En dan kom ons nou hier aan die begin van 'n nuwe jaar en dit is so goed dat 'n mens weer aan die begin van 'n nuwe jaar kan kom en vir myself kan sê, maar wag, hier's iets nuuts. Miskien is daar iets nuuts wat hierdie jaar gaan gebeur. Miskien is daar hoop vir die tyd wat voor lê. Miskien gaan dinge anders wees hierdie jaar. Ek hoop dit regtig in my hart, want ek onthou so goed, laas jaar Desember, het ek vir myself gesê, byt net vas, as die nuwe jaar gaan begin, dan begin ons nuut by die gemeente, alles gaan oor, ons gaan sommer weer van voor af lekker saamwerk en alles gaan lekker werk. En toe slat hulle oor daai Desember vakansie ons weer met 'n verskriklike inperking en alles wat daarmee saamgaan. En toe het ons net die jaar maar weer van voor af. En nou hoop ek regtig hierdie jaar wat vir ons voorlê 2022 is 'n jaar waar ons nuut kan begin. Nuut kan begin met baie dinge, op baie vlakke, op baie maniere. Kyk, ek is baie bewus daarvan dat dit met niemand altyd goed gaan nie. Ek weet, miskien was dit vir julle 'n goeie jaar wat verby is. Ek praat met mense dan sê hulle vir my, om een of ander rede het dit baie goed gegaan met hulle besigheid. Het was vir hulle 'n goeie jaar gewees. Dis mense wat getrou het, dit was 'n goeie jaar, dit was goeie dinge wat gebeur het in hulle lewens, daar's mense wat babatjies gekry het, mooi dinge. Maar met niemand gaan dit altyd goed nie. Altyd iewers langs die pad word ons weer gepoetjie en val daar dinge voor. Niemand se lewens is altyd net op nie. Iewers langs die pad gaan hy weer af. En baie keer lyk dit nie vir ons so as ons na ander mense kyk nie. Ons voel baie keer is net ons eie lewens met wie dit swaar gaan, maar ek kan nie verseker. Ek ken julle mos nou, en ek ken die gemeente, en ek ken mense. Almal se lewens gaan op en dan gaan hy af, en dan gaan hy op en dan gaan hy af. Dis hoe die lewe werk. Ons almal het uitdagings, ons almal beleef teleurstellings, ons almal se voete gly die een of ander tyd en ons verloor almal bietjie koers. En nou weet ons ook dat die lewe werk so dat as jy op is, kan jy net afgaan. Maar die teenoorgestelde is daarom ook so, as ons onder is, dan kan ons net opgaan. Dit werk oral so in die lewe. Dit werk so in sport. Ek weet nie of julle kan onthou nie,
Kyk, my vrou is nou so moeg van my, want ek kyk daai wêreldbeker rugby oor en oor en oor en oor. En ons wen elke keer, en dit is vir my so lekker. En ek kyk daai leeustoetse wat ons gespeel het oor en oor en oor, en dit is vir my elke keer lekker om dit te sien as ons wen. Maar 2017, 2 jaar voor die wêreldbeker, het ons teen die All Blacks 57-0 verloor. Ek weet nie of julle dit kan onthou nie. Selfs in sport is jy eers onder, en dan kan jy opgaan. Dit werk oral so, dit werk so in 'n mens se lewe, dit werk so in jou besigheid. Die oomblik as jy onder is met besigheid, en ek het ook besigheid gedoen in my lewe, dan begin jy planne maak, dan begin jy nie dink, dan begin jy ander kwotasies kry, dan begin jy ander verskaffers kry, want jy weet jy moet 'n plan maak. Dan kan jy eers weer opgaan. Dis eers as jy onder is, wat mens begin ander dink. Dit werk so met verslawing. Almal sê mos met verslawing moet jy eers rock bottom slaan, soos wat hulle sê. Jy moet eers besef jy het hulp nodig, jouself, voordat jy weer kan opgaan. Voordat jy weer kan uitkoms kry, voordat jy weer kan hulp kry. Ek weet nie, jou lewe is op hierdie stadium nie, wat jy beleef nie. Hou ons maar vir mekaar ons mooi gesiggies voor, alles gaan goed, voorspoedige nuwe jaar, geseënde Kersfees, alles gaan mooi. Maar dalk voel jy ook in jou hart, ek wens die lewe kan net weer vir my nuut word. Ek wens die lewe kan net weer vir my ook goed draai. Ek wens daar kan net vir my ook hoop voorlê. Iets positiefs wees wat gebeur. Miskien in jou geloof. Miskien is dit een van die nuwejaarsvoornemens wat jy gemaak het, dat hierdie jaar is 'n jaar wat ek weer gaan fokus op my geloof, wat ek weer my verhouding met die Here gaan herstel, wat ek weer meer gaan kerk toe kom, meer gaan Bybel lees, 'n ander geloofspad gaan lewe saam met die Here, meer gaan bid. Want ek weet hoe gaan dit met geloof. Somstyds is dit asof die Here hier naby jou is, jy bid en jy voel goed, en jy voel die Here stap 'n mooi pad saam met jou, en dan kom daar tye in jou lewe wat jy sukkel, maar dit voel jy bid teen die plafon vas, en niemand luister nie, en jy vra vir jouself, vraag, maar is God daar? Gee God regtig om? Is daar eintlik 'n God? Is dit die moeite werd om kerk toe te kom? Is dit die moeite werd om te bid? Is dit die moeite werd om te glo? Miskien het ons 'n nuwe geloof nodig hierdie jaar. Dalk het jy dit in jou huwelik nodig. Kyk, is nie verniet dat hulle sê die eerste 50 jaar is die moeilikste nie. Die huwelik gaan op en af. Partykeer gaan dit goed. Partykeer sukkel mens. Partykeer voel jy ver van jou man of jou vrou af. Partykeer wonder jy by jouself, is dit nie moeite werd? Hoekom karring ek aan? Hoekom bly ek in hierdie verhouding? Die huwelik is fantasties, maar dit bring sy uitdagings. En ek weet dit is baie keer moeilik. En ek weet die afgelope jaar, 2 jaar, is daar baie mense wat groot uitdagings in hulle huwelike gehad het. Mense wat regtig gesukkel het. Mense wat gewonder het, is dit die einde. Miskien is dit een van jou voornemens om hierdie jaar jou huwelik reg te ruk. Of in jou gesin. Ek het gesê, ons gaan hierdie jaar fokus op die gesin. Die gesin is so 'n wonderlike plek. Hulle sê mos die gesin is die hoeksteen vir 'n stabiele samelewing. Maar geen wonder die samelewing val uit mekaar uit nie. Want die gesinne val uit mekaar uit. Kinders en ouers, ouers en kinders. Oupas en oumas by kinders, skoonouers, skoonkinders wat besig is om te stry. Hoe gaan dit met jou gesin? Hoe gaan dit met jou verhouding met die kinders? In jou huwelik? Met jou man of jou vrou? Hoe gaan dit in jou verhouding met jou broer en jou suster? Wat jy dalk lanklaas gesien het? Jou skoonouers? Miskien is hierdie jaar 'n jaar wat ons met dit nie kan begin. Oor kan begin. Of dalk by die werk. Dalk is jy moedeloos by die werk. Dalk het jy 'n ander perspektief nodig dat die werk beter kan gaan. Dat dieselfde werk goed kan wees. Dalk het jy nuwe planne nodig in jou besigheid. Of 'n nuwe ingesteldheid. Ek dink ons almal smag baie keer na 'n nuwe begin. Veral as ons die ander kant ken, as ons weet hoe dit was. As jy al beleef het hoe dit is om naby aan die Here te leef en in 'n goeie verhouding met hom te leef, dan smag 'n mens om dit weer te beleef. Om weer in so 'n verhouding te wees. Of as jy weet jou huwelik kan goed wees, dit kan lekker wees, dan wens 'n mens weer dit kan daarby uitkom. Of in jou gesin.
Jy weet hoe kan dit wees in jou gesin? Jy wil weer daartoe mik. Jy wil weer nuut begin sodat jy daarby kan uitkom. Dit lyk asof hierdie skrywer van Psalm 85 ook iets daarvan beleef het. Hy onthou hoe dit was in die verlede. Hy kyk terug na hoe sy lewe was. En hoe mooi dit was en hoe goed dit was, die goeie tye. En hy sê God was goed vir sy mense. Hy weet dit. Hy onthou dit. Wat het God gedoen? Ons het gelees daarvan. Hy het hulle 'n nuwe toekoms gegee. Hy het hulle sondes vergewe, hy het hulle skuld vrygestel. Hy was nie meer kwaad oor hulle foute nie, hy het sy woede laat afkoel. Hierdie skrywer het beleef dat God was aan sy kant. Weet jy hoe dit voel dat God aan jou kant is? Dat jy voel die dinge werk uit, want God veg saam met jou in hierdie lewe. Weet jy hoe dit is? Hierdie skrywer het dit beleef en hy sê hy wens dit sal weer gebeur. Hy bid dat dit weer sal gebeur. Hoekom? Want hy het gegly. Sy lewe val weer uitmekaar uit van vooraf. Miskien in sy geloof, miskien in sy huwelik, miskien in sy gesin, miskien by sy werk. Maar hy besef dat die Here nodig, hy kan nie sonder die Here aangaan nie. En daarom vra hy hier in vers 7, wil U nie weer die lewe vir ons nuut maak nie? Wil U nie weer 'n nuwe jaar vir ons gee nie? Want 2021 was nie vir my lekker nie. Ek soek 'n nuwe jaar, 'n nuwe begin, nuwe hoop, nuwe kansse, nuwe geleenthede, nuwe uitkomste. Wil U nie weer die lewe vir ons nuut maak sodat U volk hulle vreugde in U kan vind nie? Nog 'n kans, nog 'n probeerslag. Miskien is daar hoop. En is dit nie wat God doen nie? Is God nie die een wat vir ons altyd nuwe kansse gee nie? Nuwe geleenthede gee nie? Nuwe hoop gee nie? Dis iets wat jy van God baie, baie mooi moet verstaan. Ek weet nie wie van julle het atletiek gehardloop vroeër jare, in julle jong dae nie. Maar ek was saam met 'n baie goeie atleet op skool gewees. En ek onthou, hy het nalope gehardloop, ek het nou nie nalope gehardloop nie. So, voordat hulle aangetree het vir nalope, het dit so gewerk, die persoon het sy rug gedraai op die wenpaal net daar sit, hy sy rug gedraai, altyd lekker losgemaak, en dan hoor mens die afrigter sê, of die afsetter sê, on your marks, en dan draai hy om, en dan skit hy al sy dinge reg. Dis hoe nalopers dit eintlik maar oor die algemeen doen, skit reg, voel of die spiere reg is, en dan sak hulle nou af op hulle hurke, hulle gaan nou wegspring. En dan moet dit doodstil wees. Dan gebeur niks voordat almal nie toepstil is nie. Niks mag beweeg nie, elke spier is op die regte manier ingespan. En dan kom die afsetter en sê hy, set, wat sit in Afrikaans op julle plan? Gereed, sê gereed, en dan kom die ouens nou regop, maar kyk, dan voel daai millisekonde voordat hy die skoot klap, voel soos 'n uur, dit voel soos 'n ewigheid. Want die probleem is, met nalope werk dit so, as jy vroeg wegspring, is dit verby. So almal is so in gereedheid, hulle is so reg om weg te spring, maar jy kan nie 'n vinger verroer nie, 'n spiertjie kan nie spring nie, want die oomblik as jy net regop kom, dan kom maar so skeieregter, ek het nou 2 papiere saamgebring, kom maar so, dit is vreeslik dramaties, ek weet nie of julle al Olimpiese spele gekyk het nie. Dit is vreeslik dramaties, dan kom maar so enetjie opgestap en dan gooi hy so kaart voor jou, dan moet jy weet jy's uit. Dis verby, jy het nie weer 'n kans nie, al is dit die Olimpiese spele se 100 meter finaal, dis verby, jy kry nie weer 'n kans nie. As iemand anders die fout gemaak het, of miskien was daar 'n probleem met die geweer of met die wat ook al, dan kom daai selfe enetjie, kom hulle so vol drama en dan kom staan hulle voor jou en wys hulle vir jou 'n groen kaart. Dan beteken dit jy het nog 'n kans. Broers en susters, mense dink baie keer God is so. God kom vorentoe, jy het 'n fout gemaak in die lewe, sê vir jou jy's uit. Jammer. Ek gaan nie meer vir jou sorg nie, ek gaan nie meer jou God wees nie, ek gaan nie meer na jou kyk nie, ek gaan jou nie meer beskerm nie, jy's uit. Mense dink God is so. Maar dit is nie so nie. God gee nie rooi kaarte nie. Nooit nie. Nooit ooit nie. Hy gee elke keer weer 'n nuwe kans. Elke keer weer 'n nuwe begin. Elke keer sê hy, as jy na my toe terugkom, of dit met jou geloof is, met jou verhoudings is, waarmee dit ook al is,
en jy vra, Here, gee my nog 'n kans, wil jy nie weer nuut begin nie, dan sê hy, ek gee vir jou nog 'n kans. Stem jy saam met my? Glo jy dit? Gaan lees weer die Bybel oor hoe God werk met sy mense, oor hoe hy oorbegin. Na die sondeval wat ons lees in Genesis, dan roep hy vir Abraham en sê hy, kom ons begin oor. Kom ek gaan nuut begin, skoon bladsy, nuwe jaar, nuwe dinge. Ek gaan vir jou God wees, ek gaan vir jou Vader wees, ek gaan vir jou sorg, ek gaan vir jou seën. Dis hoe God is. Toe die volk in Egipte was, Daggy het vir ons eergister mooi weer die geskiedenis vertel van die aardsvaders, en hoe hulle in Egipte geëindig het. Sê hy vir sy volk, kom ons begin oor, ek gaan julle red, gaan julle uit Egipte uitvat, ek gaan vir julle 'n nuwe begin gee. Ek gaan vir julle dra. Met individue, Dawid en Batseba. Dawid het droog gemaak. Hy het 'n fout gemaak, hy moes 'n rooi kaart gekry het en God sê vir hom, nee, ek begin weer met jou en met Batseba. Uit sy nageslag is Jesus gebore. Hy gee weer 'n kans. Na die volk in ballingskap was, bring die Here hulle terug en hy sê, kom ons begin weer. Toe hy na sy mense gekyk het, toe stuur hy vir Jesus, toe sê hy, kom ons begin met Jesus oor. Ons begin nuut met Jesus. Die vrou by die put, wat hoeveel mans gehad het, Jesus sê vir haar, kom ons begin nuut oor. Kom ons probeer weer. Jy het weer 'n kans, maak reg. Die vrou wat op oorspel betraf is. Ander mense waar 'n rooi kaart gee en haar met klippe doodgooi. Jesus sê van nee, ek gee vir jou 'n nuwe kans. Jy het weer 'n geleentheid. Kom ons probeer weer. Die verlore seun. Petrus wat vir Jesus verraai het. Ek ken nie daai man nie, sê hy. Jesus sê van kom ons begin weer, Petrus. En op Petrus word die kerk gebou. Paulus wat vir Jesus vervolg het, mense doodgemaak het. Jesus stop hom en sê, kom ons begin oor. Kom ek gee vir jou weer kans. Volg my. Kyk wat gebeur met jou lewe. God is die God van tweede kansse. Mense gee moeilike tweede kans. Dis hoekom huwelike sukkel, dis hoekom gesinne sukkel, dis hoekom mense sukkel om die regte verhouding met mekaar te lewe, want hulle sukkel om weer 'n kans te gee. Maar God gee nuwe kansse. God gee tweede kans en derde kans en vierde kansse. Hy gee vir jou altyd die groen kaart. So hoe kan ons hierdie kans aangryp vir die begin, so aan die begin van 'n nuwe jaar? In die eerste plek, onthou bietjie wat God vir jou gedoen het in die verlede. Onthou van God se goedheid en sy getrouheid in die verlede. Soos wat hierdie psalmdigter gedoen het. Hoe hy in die verlede al met jou nuut begin het en oorbegin het en vir jou 'n kans gegee het. Dis wie God is. Onthou dat hy al in die verlede met jou nuut begin het. Onthou wie God was, wat hy gedoen het. In die tweede plek, gaan soek jou hulp by God. As jy voel dis tyd om nuut te begin, in jou geloof, gaan soek jou hulp by God. Gaan sê dit vir hom. Gaan sê vir hom, Here, wil U nie weer nuut begin met my nie? Ek het gesukkel om te glo. Ek voel ver van U af. Soos Daggy 2 dae terug gepreek het, hou op om na mense voor en agter jou te kyk, maar kyk op na God, jou skepper, wat vir jou lief het. En sê vir hom, Here, ek wil weer 'n kans hê, asseblief, begin nuut. Wil U nie weer die lewe vir ons nuut maak, sodat die volk weer vreugde kan vind in U nie? Here, wil U nie weer nuut begin met my geloof nie? Wil U nie nuut begin in my huwelik nie? Wil U nie nuut begin in my gesin nie? Kan ons asseblief oorbegin? Kan ek met my werk oorbegin? Dalk op 'n ander manier kyk na die werk wat ek doen. Here, begin nuut met my. Maar gaan soek jou hulp by God, nie by die mense nie. In die derde plek, glo weer in die karakter van God en wie hy is. En ons lees hierso in hierdie gedeelte wie God is. Hy is die God van liefde, hy is die God van trou, en onthou ek het vir julle gesê dat trou beteken hy is lojaal, nê? Hy los ons nie, hy laat ons nie in die steek nie, hy's getrou aan ons.
sy volk nog nooit in die steek gelaat en hy laat vir ons ook nooit in die steek nie, dis wie hy is. Hy is die God van geregtigheid. Hy is die God van vrede. Onthou wie God is. Hy is die God van tweede kansse en by hom is daar altyd hoop. Ek wil afsluit deur vir julle 'n kunswerk te wys. As Cornel dit dalk daar kan kry. Miskien het julle al hierdie kunswerk gesien, dis van Banksy. Nou Banksy is 'n skilder, as mens hom 'n skilder kan noem in Engeland, een van die gesogste en een van die bekendste en invloedrykste kunstenaars in die moderne tyd. En hy het begin eintlik om graffiti te teken op mure. Oral, maar niemand weet wie hy is nie. Die mense bespiegel vandag nog, hulle wonder wie hierdie ou is, maar niemand weet wie hy is nie. En intussen tyd word sy kunswerke vir oor £1 miljoen verkoop deur die groot kunsgalerye in Engeland. En met sy kunswerk probeer hy iets vir mense sê. Ek lees onder andere, hy het 'n groot ding daarteen dat kuns vir so duur verkoop word, want hy sê dis 'n opgeblaaste mark. So hy het van sy skilderye gevat, ek dink 10 van hulle, en het vir 'n straatverkoper by 'n strooimark, 'n vlooimark gaan gee. En vir hom gesê, by hierdie vlooimark verkoop my goed. En hulle sê dat nie al sy goed het nie verkoop nie. Maar intussen tyd by die afslaer verkoop het vir oor £1 miljoen. Net om 'n punt te bewys. Nou hy het hierdie skildery gemaak, hierdie tekening gemaak van 'n meisie met 'n ballon. Die werk se naam word genoem Girl with the Red Balloon. En dit wys hierdie klein dogtertjie wat in die wind gewaai word, haar haartjies waai en haar rokkie waai. En daar is hierdie rooi ballon wat in die vorm van 'n hartjie is. En nou bespiegel die kenners oor wat hierdie skildery nou eintlik beteken. Is sy besig om die ballon te gryp of het sy die ballon laat gaan? Is dit die ballon wat sy vasgehou het en wat sy laat gaan het? Maar die hartjie simboliseer iets van die hoop wat daar is. Die oorspronklike een met die byskrif ook gehad, there is always hope. Daar's altyd hoop. En nou bespiegel die kunskenners of dit hoop is wat sy gehad het en verloor het, en of dit hoop is wat sy aan ander mense gaan uitdeel het. En ek dink elkeen van ons kan dit seker maar interpreteer soos wat ons wil. Dalk iemand wat hoop uitstuur of dalk iemand wat hoop kort. Want ek weet vandag is elkeen van ons wat ons nie weet wat gaan gebeur. Ja, wat ons nie weet wat ons inhou, wat ons wag. Miskien hoop jy vir jouself, vir jou geloof, vir jou huwelik, vir jou gesin, vir jou werk. By God is daar altyd hoop, want hy gee weer 'n kans. Hy maak dinge weer nuut. En as jy hierdie hoop met jou saamdra, gaan deel dit uit aan ander mense ook. Gaan sê vir ander mense ook, maar daar is mos hoop. Want God is daar. God gee nuwe kansse. Mag jy en jou gesin in hierdie jaar wat voorlê, mag dit vir jou 'n jaar van hoop wees. Mag dit vir jou 'n jaar van tweede kansse wees. Mag dit vir jou 'n jaar wees wat jy weet, God is altyd daar vir jou. hy is getrou,
vol liefde, hy is die God van geregtigheid, en hy is die God van liefde. Here wil U nie weer die Here van liefde. Ook weer hoop kan hê nie. Wil U nie weer nuut begin in ons huwelike nie. Ook daar waar ons sukkel om te vergewe, waar ons sukkel om tweede en derde kansse te gee, waar ons so maklik mekaar se foute uitkyk en uitbuit en voorop stel. Wil U nie weer nuut begin in ons huwelike? Wil U nie weer nuut begin by die werk nie? Here, daar waar ons baie keer moedeloos is en droomloos is en hooploos is. Help ons, Here, om ons gedagtes nuut te maak, ons ingesteldheid nuut te maak, dat ons met dankbaarheid sal lewe. Here, en help vir ons dat as ons die hoop vasgevang het, die tweede kans gekry het, dat ons dit sal uitdeel aan ander. Dat mense dit in ons sal raak sien. Dat ons vir ander tweede en derde en vierde kansse sal gee en selfs meer, soos wat U met ons doen. Genade onbeskryflik groot het U aan ons bewys. Mag ons dit aan ander mense ook bewys. Here, ons dra hierdie jaar aan U op. Ons weet nie wat voor lê nie, maar ons weet dat as U hierdie jaar saam met ons lewe, dan is daar niks waarvoor ons bang hoef te wees nie. U sê in die woord dat niks ons van U liefde kan skei nie. Nie magte of kragte of selfs die dood kan ons van U liefde skei nie. En daarom hou ons vas aan U vir die jaar wat voorlê. Ek bid vir elkeen van die lidmate, vir hulle wat inluister en vir hulle wat hier is, Here, dat dit 'n jaar sal wees waarin hulle geloof versterk sal word, waarin hulle U beter en beter kan leer ken en nader aan U kan groei, en hulle hoop meer en meer gevestig sal word. Ons bid vir huwelike, ons bid vir gesinne, ons bid vir mense in hulle werk, ons bid vir studente wat ver moet gaan, ons bid vir ouers, ons bid vir kinders wat in 'n nuwe graad moet begin, dalk by 'n nuwe skool moet begin. Ons bid vir oupas en oumas wat bekommerd is oor hulle kinders, wat dalk ook moeilike verhoudinge het met kinders en kleinkinders. Mag U genade vir elkeen van ons genoeg wees. Ons bid dit, Here, omdat U ons God is en ons aan U vashou. In Jesus se naam. Amen. Daar sal 'n deurkollekte wees. As jy nie van hierdie kaartjies gekry het nie, glo ek daar sal by die deure nog wees. As jy op so 'n manier die preek wil onthou, kom ons sluit af met die oorwinningslied Vlam 57. Ons staan en dan sing ons al 3 verse saam. Is
Ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe in sy vrede. Mag die Here jou seën met ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat jy die diepte van jou hart kan leef. Mag die Here jou seën met woede oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense, sodat jy kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede. En mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar, sodat jy 'n hand kan uitreik en hulle pyn in blydskap kan verander. En mag God jou seën met genoeg dwaasheid om te glo dat jy 'n verskil kan maak in hierdie wêreld, sodat jy dinge sal kan doen wat ander mense dink nie gedoen kan word nie. Amen.